Josua, hoofstuk 16. Dit is die grondgebied wat deur loting aan die stam van Josef toegewys is. Daar teenoor Jerigo, by die Jordaan, net oos van die fonteine van Jerigo, begin sy grens. Vandaar loop het deur die woestyn vanaf Jerigo in die rigting van die bergwêreld van Bet-El. Dan weer verder na Lus en verder verby die Erekiete tot by Atarot. Dan loop het weswaarts na die grondgebied van die inwoners van Jaflet en weer tot by Bet-Goren onderse gebied en verder na Geser tot dit doodloop by die Middellandse See. Dit is die erfdeel van die stamme van Manasse en Efraim, die nageslag van Josef. Dit is die grondgebied wat deur loting aan die stam van Efraim toegewys is volgens hulle familieindelings. Hulle grens het aan die ooste kant begin by Atrot Adar en gestrek tot by Bet-Goren bo. Dan gaan dit af tot by die Middellandse See met Migmetat wat net noord daarvan lê. Vandaar swaai die grens oos in die rigting van Taanat Silo en gaan oos van Janoag verby. Dit loop dan af na Atarot en na Ara, raak aan die grens van Jerigo en loop dood by die Jordaan. By Tapuag loop die grens weswaarts al langs die Kanaalspruit tot dit by die Middellandse See doodloop. Dit is dan die grense van die stam van Efraim se erfdeel volgens hulle familieindelings. Binne die grondgebied van die stam van Manasse het Efraim egter ook nog stede met hulle omliggende dorpe gekry. Die Kanaaniete wat in Geser gewoon het, is nie deur hulle verdryf nie. Dit is die rede waarom die Kanaaniete tot vandag toe tussen die mense van Efraim woon. Maar daardie Kanaaniete is gedwing om dwangarbeid te verrig.